Môre, dis 8 Mei en ek wil vandag met jou gesels oor iets wat baie mense al gehoor het, maar nie altyd onderskei nie. Dis 'n sagte leuen met 'n lieflike buitekant, maar 'n gevaarlike kern. Die idee dat genade beteken jy hoef nie te verander nie. Dat God jou net aanvaar soos jy is en nooit sal vra dat jy iets laat gaan. Dit klink mooi, né? Dit klink bemoedigend, maar dit is nie die evangelie van Jesus Christus nie. Kom ons begin by Judas 1 vers 4. Goddelose mense wat die genade van onze God verander in ongebondenheid. Die skrif sê dit duidelik. Daar was mense, selfs in die vroeë kerk, wat God se genade misbruik het. Nie om vry te wees van sonde nie, maar om in sonde aan te hou. Asof Jesus se bloed 'n vrypas gee om vas te bly waar hy is. Kom ons lees Romeine 6 vers 1 tot 2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Genade is nie 'n toestemming nie, dis 'n transformasie. Jesus het nie gesterf sodat ek my ou lewe kan aanhou leef nie. Hy het gesterf om my nuut te maak. Titus 2 vers 11 tot 12 sê dit so duidelik. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeertes te verloor. Genade leer ons, nie net vergewe nie, nie net troos nie. Ware genade bring vrug. Dit bring 'n nuwe lewe. Het jy geweet? Genade beteken nie bly soos jy is nie. Dit beteken kom soos jy is, maar wees bereid om te verander. Jesus het jou lief, maar hy sal jou nooit los in jou ou kettinge nie. Kom ons kyk na 'n eenvoudig maar kragtige Hebreëse woord, tachlis. Dit beteken, wat is die punt, die kern van die saak. En hier is die tachlis. As jou genade jou nie verander nie, dan is dit nie God se genade nie. So ek vra jou vandag, gebruik jy genade as 'n verskoning om jouself te bly? Of het jy al vir Jesus gesê, maak my werklik nuut? Kom ons bid saam. Here Jesus, ek het al dikwels net die deel van u genade aanvaar wat my gemaklik laat voel, maar nie die deel wat my verander nie. Ek gee toe. Ek het soms probeer wegkruip agter u vergifnis, sonder om werklik my lewe aan u oor te gee. Ek wil nie langer skuil in 'n vals vrede nie. Ek wil in die waarheid staan, al sny dit. Breek alles in my wat nie van u is nie. Maak my vry van verskonings, gehegthede en ou patrone. Laat u genade my nie net dek nie, maar herskep. Leer my wat dit beteken om werklik nuut te wees, nie beter nie. Ek wil leef soos iemand wat gered is, in dankbaarheid, in gehoorsaamheid, in die lig van die kruis. In Jesus naam. Amen. Vandag sê ek saam met jou, ek is nie net vergewe nie, ek is splinter nuut. Genade roep my tot 'n nuwe lewe. Ek kies vandag om nie verskonings te maak nie, maar te verander. En moenie vergeet nie, dalk is jy die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk wag hulle op 'n lewe wat hulle wys hoe genade regtig lyk.